Goeiemiddag en welkom by nog een van Marula Media se regstreekse gesprekke. Vandag gesels ons oor skole wat weer heropen en wat ouers se opsies is. Die minister van Basiese Onderwys, Angie Motshekga, het Dinsdag aand aangekondig dat skole wel nou op 1 Junie gaan oopmaak vir leerders graad 7 en in graad 12. Maar baie ouers is egter skepties oor of skole betyds toegerus gaan wees om te verseker dat leerders en onderwysers veilig en gesond by die skool is. Baie ouers oorweeg dit selfs om hulle kinders vir die res van die jaar tuis te hou. 'n Onlangse peiling deur Ipsos het gewys dat 1/4 van Suid-Afrikaanse ouers oorweeg om hulle kinders vir die res van die jaar self tuis te onderrig. Die vraag is, mag ouers dit doen en is dit wys om jou kind skielik tuis te onderrig? Saam met ons vandag is Karin Bloem, sy is koördineerder van onderwys by AfriForum en professor Rika Joubert. Sy is emeritus professor by die Universiteit van Pretoria en tans akademiese hoof van Edutel Higher Education. Hulle gaan probeer om van hierdie vrae vir ons te beantwoord. Baie welkom julle. Baie dankie, Lyn. So, die eerste vraag wat ons het is, die minister sê nou leerders gaan van 1 Junie af terug skool toe. Onderwysers is veronderstel om maandag terug skool toe te gaan. Wat ons wil weet is dit 'n goeie idee vir leerders om so gou moontlik terug skool toe te gaan? Karin, ons begin sommer by jou. Gideline, ek dink daar is 'n groot klomp kinders wat baie graag wil terug aan skool toe. Ek dink daar is ook 'n klomp ouers wat bly is dat hulle die geleentheid kan kry om hulle kinders terug te stuur skool toe. Maar daar is ook 'n groot groep ouers wat baie bekommerd is oor die veiligheid van hulle kinders by skole. Ek dink daar is baie skole wat ongelooflike moeite doen om hulle skole higiënies voor te berei vir wanneer die skool weer gaan open, juis om ouers gerus te stel. Maar ek dink wat hier belangrik is wat ouers ook net moet onthou is dat mens moet maar ook verantwoordelikheid neem vir jouself tydens hierdie siektetydperk. En dit is belangrik om ook by die huis mooi te verduidelik hoe 'n mens goeie higiëne moet toepas by die skool, seker moet maak dat jy gereeld hande was, nie aan jou gesig vat nie, jou masker dra, al daai noodsaaklike maatreëls wat al soveel keer deurgegee is. Want op die einde van die dag is dit nie noodwendig die kinders wat so seer siek word nie, maar hulle kan nog steeds draers van die siekte wees. En hulle kan dan byvoorbeeld 'n ouma of 'n oupa wat dalk ook saam in die huis bly, aansteek. En daarom is dit belangrik dat mens verantwoordelikheid moet neem by die skool, deur die personeel en die skool self, maar ook by die huis as ouers moet hulle ook verantwoordelikheid neem om hulle kinders in te lig. Maar dat kinders moet terug aan skool toe is belangrik, want kinders het dit nodig. Hulle mis dit om tussen hulle maats te wees en hulle mis daai stimulasie. En dit het 'n emosionele impak. Hulle sê dus kom dit nodig is dat hulle moet teruggaan. En professor Joubert, wat sê u? Ek stem ook saam met Karin. Ek dink dit is definitief nodig dat kinders terug aan skool toe. Daar's vir my op hierdie stadium in die land geweldige ongelykhede. Jy weet, jy kry aan die een kant hierdie werklike pligsgetroue ouers en die skole wat uitermate baie doen om die kinders te help om te kan voortgaan met die silabus. Maar as ons na die hele land se kinders kyk, al hierdie miljoene kinders, dan dink ek is die grootste persentasie van hierdie kinders het nie die geleenthede nie, hulle ouers kan hulle nie help nie, en daar's ook geen sorg oor hierdie kinders nie. Hulle, jy weet, ek dink, nou gaan die vraag oor, moet hulle nou skool toe gaan? Ek dink, as ek nou sou 'n onderwyser wees, hoe langer dit uitgestel word, hoe groter word die gaping tussen die wat uitermate baie werk gedoen het. Jy weet, daar's kindertjies saam met hulle ouers wat tot 8 uur op 'n dag nou sit en hulle doen skoolwerk. En van die skole gee ook vir die kinders verskriklik baie werk. Ek weet, daar's nie eintlik op hierdie stadium 'n standaard vir hoeveel moet hulle gee, wat moet hulle gee nie. Party gee uitermate goed dat hulle moet navors, werkkaarte doen, projekte doen. Ander gee 'n paar huiswerkoefeninge en dan die grootste persentasie in die land kry niks.
So maak nie saak wanneer die skole gaan open nie. Hoe langer ons wag, hoe groter word daai gaping. Nou sit die onderwyser in die klas met kindertjies wat uit verskillende huise uitkom, waar hulle verskillende vlakke nou van voorbereiding gehad het, en dit maak dit net nog moeiliker om dan 'n goeie standaard van onderwys te handhaaf, om nie die wat al alles klaar gedoen het ten dodens toe te verveel nie, en om die ander kindertjies te probeer bybring, sodat hulle nog die syllabus kan of die kurrikulum kan voltooi na die einde van die jaar toe. So ek is 'n voorstander van, ja, ek dink ons moet nou terug aan skool. Ja, ek dink een van die groot probleme is in ons land sit ons met twee uiterstes. Ons het die wat baie het en soos jy sê baie kan doen en ander wat niks het nie. So baie goeie punt daai. Ons het nou reeds gesien daar is vertragings in die bestelling en die aflewering van persoonlike beskermende toerusting by skole. Baie skole het nie water nie en hulle is afhanklik van die departement om hulle van maskers te voorsien. Ons het nou ook gesien dat die vakbonde 'n peiling gedoen onder amper 10,000 skole landwyd en in hierdie peiling het dit rigbaar geword dat daar regtig nog bitter min gedoen is om skole behoorlik toe te rus. Sal skole betyds al die veiligheids- en gesondheidsmaatreëls kan implementeer? Professor Joubert. Ek dink dit is baie dieselfde antwoord as nou. Ja. Daar is skole wat oor-entoesiasties is. Party het selfs al hulle skole begin skoonmaak, wat as jy mooi daaroor dink, nie nou regtig gaan help nie, want hulle het toegestaan. So dit is nie nodig om hulle nou, jy weet, met al die higiëniese en die sanitasiemiddels te behandel nie. Los dit tot net voor die eerste. Maar dan is daar hierdie duisende skole wat die minister ook van gepraat het, wat gevandaliseer is, afgebrand is, verwoes is, wat nie heininge het nie, wat niks het nie. Dis die konteks. Maar nou gaan dit ook oor die verskaffing. Nou dit verskil ook geweldig. Soos wat ons tipe skole verskil, en die afstande verskil, en die beskikbaarheid van hierdie higiëniese of maskers en wat noem jy die goed, sanitasiemiddels, wat die woord, ja. Ek dink, in sekere provinsies, ek neem aan in Gauteng, het hulle verskriklik baie gekorrespondeer in die laaste tyd, en daar is sekere planne in plek wat al die middels gaan en die hulpmiddels gaan afgelewer word, maar dit word ook in kwotas afgelewer, byvoorbeeld eers net vir die bestuurspan, 'n week later nog of 'n paar dae later nog, daar nou nie die duisende maskers op een dag kom en vele 25 liters van die sanitasiemiddels nie. Maar ons het dit mos nou al sien met die hofsaake oor die handboeke. Die praktyk is, as 'n provinsie besluit om hierdie verskaffing op 'n tenderbasis te doen, dan moet hulle nou eers die tenders kry en dan moet die goed bestel word en die persone wat dan nou die tender ontvang het, moet dit gaan aflewer. Nou die bietjie ervaring wat ek het nou van dat ek by Edutel werk, is ons probeer vir volwasse studente studiemateriaal aflewer in hierdie tyd. En niks werk nie. En die adresse van sommige van hierdie skole is amper onbereikbaar. Al kry jy die koördinate, dan weet jy nie presies waar is die skool nie. Jy weet die straatadresse is nie duidelik nie. Wie is nou daar om dit te ontvang is nie duidelik nie. Het hulle fasiliteite om dit so lank te bære totdat dit nou gebruik kan word? Dit is vir my 'n bekommernis. So jy weer twee uiterstes. Jy het die skole wat werklik erns daarvan maak. Hulle het self al kostes aangegaan. Hulle het hulle skole skoongemaak. Hulle het spesiale firmas aangestel om dit te doen. Hulle het riglyne. Gauteng het ook riglyne gepubliseer oor wat moet nou alles skoongemaak word. Watter handvatsel, watter oppervlakte, hoeveel keer op 'n dag en hoe moet dit werk. Nou word opleiding gegee. Maar soos met alles is die praktyk 'n probleem.
So as 'n ouer nou bekommerd is en daar sê met weer met Karin saam, ek dink die ouers moet ook begin om 'n rol te speel hierin. Ek meen eintlik kan die grootste persentasie ouers kan toesien dat hulle kinders darm 'n maskertjie het en kan hulle solank voorberei om die maskertjie op te sit en wat die reëlings is rondom 'n masker. Maar om terug te sit en te sê ons het dit nog nie, ons gaan dit nie kry nie, dit gaan ook nie maak dat ons gereed is nie. So ek dink daar moet 'n balans wees tussen hoe belangrik is die onderwys van die kinders, hoe belangrik is hulle gesondheid om hulle veilig te hou en gesond te hou, nie net dat hulle self siek word nie, maar ook die virus versprei, maar dan ook die rol van die ouers. Gaan die ouer dan maar, as hy sien, hierdie skool is in hierdie omstandighede, wat kan die ouer ook doen om sy eie kind 'n bietjie te help? Maar ek dink ons gaan nooit presies weet nie, al het hulle 10.000 skole gekontak en gevra. Gaan dit vir ons nog nie sê dat alle skole gereed is nie. En wat is gereed? Gereed is 'n verskriklike moeilike konsep, want ja, dis maklik om te sê jy kom nie by die hek en as jy nie jou maskertjie op het nie, dan moet iemand staan om jou handjies te spuit of hande vir die groter kinders. En daar is nou hierdie planne in Gauteng om spanne aan te stel wat mense nog ook 'n bietjie skepties is om te gaan help met die sanitasieproses by die skole wat ons nie weet hoe lank gaan dit nuut bly nie. Ek dink die eerste paar dae gaan almal verskriklik moeite doen en dan ontspan jy weer. So ek dink die vraag oor is die skole gereed is iets wat elke gemeenskap, elke groep ouers om 'n skool moet self besluit. Maar dan wil ek iets sê oor die ding wat in Gauteng gesê word is die ouers, hulle gaan nou 'n oop dag hê dat die ouers kan kom kyk. En ek dink dit is 'n fatale fout. Want niemand was nou by die skool nie, so daar was niemand wat die skool kon besmet nie. Daar kom nou 'n firma in en hulle maak al die oppervlaktes skoon en hulle kry alles reg. En nou bring jy al die ouers om te kom kyk. So nou bring jy al hierdie virusse skool toe en dan is dit Vrydag gebeur en die kinders moet Maandag kom. Is nie my 'n goeie plan nie. So om jou vraag te antwoord oor, gaan die skole dit kan doen? Dit hang af van die provinsie. In die Oos-Kaap het hulle die goed bestel, die maskers en die goed, en 'n ander departement het dit toe oorgeneem. In ander provinsies sukkel hulle om die goed werklik afgelewer te kry. By party provinsies is dit reeds in groot store, dit moet daarvandaan versprei word, maar dis die daarvandaan versprei wat regtig uitdagings het. Van wie moet dit doen? Is dit tender mense? Het hulle die fasiliteite? Kry hulle die skole? Is daar iemand by die skool om dit te ontvang? Waar bær hulle dit? As dit bietjie kom, ek weet nie, daar's te veel onsekerhede, dink ek. Ja, te veel veranderlikes, ja. Karin, kan jy nog ietsie daarby byvoeg? Ja, ek stem ook grootendeels saam met Dr. Jubber en ek dink ook 'n ander groot ding is tyd. Jy weet, vir so lank ruk het skole nie geweet wat gaan aan nie. Gaan dit nou die eerste oopmaak, gaan dit nie oopmaak nie. En toe letterlik in 'n kwessie van 'n week en 'n half moet skole nou, jy weet, gereed gekry word om reg te wees teen die 1 Junie. En ek dink net daar is ongelooflik baie skole wat nog nie alles in plek het nie. Daar is skole wat al baie moeite gedoen het, soos ek reg al gesê het, maar by AfriForum het ons nou hierdie skole hulppakket projek van stapel gestuur waar ons nou graag skole wil help wat aangedui dat hulle nou nog nie enige iets ontvang het van die staat af nie. En ons word oorval met e-posse van skole wat net eenvoudig nie
die goed het wat hulle nodig het nie. Jy weet nie, die voorskrifte sal kan nakom nie, en daar is basies 'n week oor. So ons is op hierdie stadium, pak ons, laat dit hoes, net om hierdie pakkette uit te kry, sodat ons volgende week kan seker maak dat dit oor die hele land versprei is, dat ons ten minste net van die skole kan help. Maar dit is ook net die puntjie van die ysberg. Ons kan nie by almal uitkom nie, maar dat daar 'n behoefte is aan skole wat nog nie goed ontvang het nie, is so, en dat die tyd die skole gaan inhaal, dink ek is ook so, en die feit dat skole nie toegelaat gaan word om oop te maak as hulle nie aan die regulasies voldoen nie, dis ook 'n feit. So ek dink daar is bepaalde uitdagings, maar ek dink ons moet ook onthou dat daar baie skole is wat moeite doen om hulle self reg te kry, en waar skole dit aan ouers kommunikeer, moet ouers gerus wees dat dit veilig sal wees vir hulle kinders, en moet hulle kinders dan stuur. Maar ek is bevrees dat daar talle kinders is wat nie die 1 Junie sal kan teruggaan nie. Ek dink wat julle ook genoem het, dit is baie belangrik dat die gemeenskap 'n rol speel. Ons kan nie alles aan die skool oorlaat nie. Nee, dit is tyd dat die ouers en beheerliggaam inspring en begin om self maskers te maak. Ek weet van die skole het, jy weet, vir ouers gevra om self hulle kinders met maskers toe te rus of self maskers te gee vir die skool. En ek dink in hierdie geval is dit regtig belangrik dat die gemeenskap inspring en begin om 'n bydrae te lewer. Die skool is tog ook net so sterk soos wat sy gemeenskap is, en weer eens, dit hang regtig baie af van die kwintiel skool, dink ek, en die area waarin die skool gesentreer is. Wat baie lesers wil weet, is of skole die departement aanspreeklik kan hou, indien hulle kinders terugstuur skole toe, en hulle dan siek word. Karin, kan jy dalk vir ons daai enetjie vat? Wel, Elaine, op hierdie stadium dink ek dit gaan soos enige ander situasie hanteer word. Elke jaar stuur kinders nog steeds hulle kinders skool toe, al is dit winter en al is daar griep en verkoue. En jy kan ongelukkig nie die skool aanspreeklik hou as jou kind griep of verkoue gekry het nie. Jy kan ook nie noodwendig die skool aanspreeklik hou as jou kind uit die boom uitgeval het en sy arm gebreek het of 'n hokkiebal sy oog getref het nie. Dit is maar ongelukkig goeders wat by 'n skool gebeur, en dit is maar jy dra maar self die risiko daar. En met hierdie COVID-19 siektetoestand of epidemie, voel ek dit is dieselfde. Skole gaan nie kan staan vir kinders wat siek word of 'n koors ontwikkel by die skool nie, en daarom is dit so belangrik dat kinders en weer die ouers self ook hierso verantwoordelikheid moet neem vir my eie gesondheid. Jy weet, maak seker dat jou hande gereeld gewas is. As die kind in die middag van die skool afkom, maak seker die kind trek sy klere uit wat hy aangetrek het by skool, trek skoon, gaan stoor, trek skoon klere aan, borsel tande, was hande. Maak seker dat as daar op 'n manier 'n kiem op jou kon wees, dat hy af is. Verstaan, dis al wat ons op hierdie stadium kan doen. En as 'n mens siek word, dan is dit ook belangrik dat ouers moet weet, skole gaan nie COVID-19 toetse op kinders doen nie. En dit is baie belangrik om dit te verstaan en dit te weet. Hulle gaan net kinders se koors meet. As jou kind 'n hoë koors het, gaan jy in kennis gestel word, en dit gaan dan jou verantwoordelikheid as ouer wees om jou kind, om jou naaste huisdokter te kontak, of om dan die nodige stappe verder te volg om seker te maak dat jou kind mediese hulp kry. Ek dink ook net wat belangrik is, ek het gister ook in 'n gesprek daaroor gepraat, is dat koors is een van die simptome wat voorkom by COVID-19, maar kinders kry ook koors van ander siektetoestande, soos byvoorbeeld by kleiner kindertjies as hulle tande sny, of hulle dalk 'n oorontsteking, of iets wat glad nie verwant is aan COVID-19 nie, maar wat ook vir jou koors kan gee. So ek dink net ouers moet ook nie paniekerig wees nie. As die skool jou kontak en jou kind het koors, probeer so vinnig as moontlik agter die kap van die byl te kom, kontak jou huisdokter en hou jou kind dan by die huis totdat jy weet dit weer onder beheer is.
Maar om terug te kom na jou vraag, Elaine, ek dink dit gaan onregverdig wees om te verwag dat skole moet staan vir kinders wat siek word by die skool, want ons lewe al vir ewig met siektes saam en mens moet ook self na jouself kyk om seker te maak dat jy nie gunstig is om siek te word nie. Ja. Professor Joubert? Ja, ek dink, jy weet, om 'n skool aanspreeklik te hou, gaan baie moeilik wees. Ons het artikel 60 in die skolewet waar onmiddellike aanspreeklikheid is. Maar hoe gaan jy nou, kyk, voordat jy aanspreeklikheid kan aanvaar, moet daar tog sekerlik bewyse wees. En dan moet nalatigheid wees van iemand. Maar ek dink nie jy gaan nalatigheid aan COVID kan koppel nie, want daai virus kan jy nie sien nie. Dis nie iets waarteen jy aksies kan neem om 'n kind te beskerm nie. As 'n skool, dink ek die redelike maatreëls tref, die kind hou daarbey, want onthou kinders is ook nie altyd gehoorsaam om die masker op te hou, of die sosiale afstand te handhaaf, of wat ook al nie. Ek dink dit gaan ook nogal 'n uitdaging wees, maar ek dink nie dit gaan maklik wees of reg. Ouers gaan dit nie regtig sommer reg kry dat selfs deur die wetgewing wat daarvoor is, as dit nalatigheid is wat kan bewys, dan jy gaan nie dit kan doen nie, want 'n virus is nie iets wat jy kan sien en sê, pas op daar en moenie dit nie. Jy weet, jy kan redelike stappe neem. Ja. Ek dink baie ouers is regtig paniekerig om hulle kinders skool toe te stuur en soos ons nou vroeër gesê het, baie van hulle oorweeg om hulle kinders by die huis te hou, maar baie internasionale studies wys vir ons dat kinders nie so maklik aansteek, die virus aansteek nie, en hulle het ook 'n baie klein kans, daar's 'n minimale getal mense jonger as 20 selfs, wat tot dusver aan die virus dood is. Kan dit vir ons 'n mate van gerusstelling gee, professor? In al die onsekerhede is daar tog 'n mate van gerusstelling, want kom ons sê nou, ons moet nou wag om die skole oop te maak. Ons weet nie eintlik waarvoor wag ons nie. Want ons kan nie voorspel hoe gaan hy loop nie, en in Suid-Afrika is ons seker nog baie gelukkig en dankbaar dat ons het nog nie so baie sterftes nie. Ek weet nie of ons die woord geruststel kan gebruik nie, maar ek dink as ons weer eens die sake teen mekaar opweeg van, moet my kind nou by die huis, kom ons sê, ons praat nie net van ouers wat regtig elke dag vreeslik betrokke is by hulle kinders nie, ons praat van 12 miljoen plus kinders. Ek weet nie of ons kan sê, hulle kan gerusgestel wees, die kinders gaan nie siek word nie, bloot omdat ons nie weet nie. Maar dit wil blyk uit die navorsing en lyn dat dit lyk asof die kinders nie so siek word soos wat ouer mense is nie. En daar kom ons weer by die ouers. Soos wat Karin nog gesê het. Ek dink as skole redelike maatreëls het en ouers raak betrokke by hoe hulle dit hanteer. Ons almal moes ons leefwyse aanpas oor hoe ons winkels toe gaan, hoe ons goed wat ons koop hanteer, hoe ons dit skoon maak. En ek dink weer eens, jy sal nie kan die skool beskuldig of iemand beskuldig as hierdie virus oorgedra word en sê ja, dis om my kinders nou skool toe gegaan het nie. Ek meen daai kind kan jy ook nie vir ewig in jou huis toesluit as dit nog 'n jaar gaan duur nie. Ek dink daar's meer skade. En die gerusstelling wil blyk uit navorsing dat die kind self miskien nie so siek kan word nie, maar die moontlikheid as 'n draer is daar, maar hy's oral. Of ek winkel toe gaan en of ek gaan stap en of ek iets koop en laat aflewer, dis onsigbaar. Ek weet nie, maar ek dink is weer eens, is nie die een of die ander nie. Dis 'n balans tussen hoe hanteer ek
die skool toe gaan situasie, die terugkom huis toe, as ouma ook by die huis bly, of grootouers, miskien moet ons net 'n bietjie daar oor dink. En hoe gaan ons dit doen? Ek dink kinders is, en sommige mense se kultuur is ook, ek wil tog so graag 'n bietjie 'n drukkie en 'n soentjie gee. En ek dink dit moet 'n leefwyse word. En ek dink nie ons kan sê dis die skool of dis nie die skool wat die virus gaan oordra nie, maar miskien kan ons glo in die navorsing dat dit is nie die kinders wat dadelik gaan siek word nie. Ja. Karin, ek wil by jou hoor. Motseka het nou gesê ouers het wel die keuse om hulle kinders tuis te hou, indien hulle so voel, maar ouers gaan dan moet registreer vir om tuisonderrig te kan gee en hulle gaan moet voorleggings maak en hulle gaan moet kan bewys dat hulle 'n plan in plek het om hierdie kinders self te onderrig. Hoe wys is dit om jou kind vir die res van die jaar terug te hou, by die huis te hou en self te onderrig? Shirley, dis 'n baie moeilike situasie, maar ek dink as ek net kyk na 'n navraag wat ons ook ontvang by onderwys hier by AfriForum, dan kry ek die idee dat ouers voel hulle het nie meer beheer nie. Hulle het nie beheer oor die skoolomgewing nie, hulle voel hulle het nie beheer oor hulle kind se onderrig nie. Hulle doen nou maar hierdie werkies met hulle kind elke dag by die huis, maar jy weet, gaan hulle kind nou al kwartaal 2 se werk aan baas raak, want eintlik was almal se kinders nou laas kwartaal 1 by die skool, en nou gaan hulle terug, en dis nou amper weer eksamentyd, en dan begin ons met kwartaal 3, jy weet, so, ek kry die idee dat ouers voel, hulle het nie lekker beheer nie, en hulle wil daai beheer terugneem, en hoe kan hulle dit doen? Hulle kan hulle kinders uit die skool uithaal, wat vir hulle onsekerheid veroorsaak, en hulle kan hulle by 'n aanlyn model registreer, en hulle kan vir die res van die jaar met aanlyn klasse voortgaan, en dan weet hulle as hulle kinders hierdie en hierdie voltooi het, dan het hulle die jaar se werk voltooi, en dit gee weer vir hulle 'n mate van gerusstelling. Ek dink natuurlik, dit is 'n baie moeilike ding om te doen, want ja, soos wat jy nou reg gesê het, ouers gaan hulle skole in kennis moet stel dat hulle nie hulle kinders gaan terugstuur nie. Dit beteken, jy haal jou kind inderwaarheid uit die skool uit, net soos wat jy jou kind uit die skool uit sou haal as jy moet trek en na 'n ander provinsie toe moet gaan en jou kind daar weer in 'n nuwe skool moet inskryf. So dit is dieselfde proses wat gaan plaasvind. As jy dan voel, maar goed, volgende jaar lyk dinge heelwat beter en jy wil jou kind weer terugsit in die skool, gaan jy die proses weer van vooraf moet doen, weer jou kind inskryf by die skool, en dan staan jy dalk ook 'n kans dat jou kind nie weer plek in die skool gaan kry waar hulle voorheen skool gegaan het nie. En hierdie goed het ook implikasies op maats wat gemaak is, vertrouensverhoudings wat met onderwysers gesluit is. Jy weet, en daar's regtig 7 maande van die jaar oor. So ek voel dit is 'n baie groot stap wat gevat moet word net om 7 maande te red, waar jy eintlik maar in jou skool kan vertrou as jou skool jou geruststel en jou kind kan terugstuur, en op so 'n mate kan jou kind wel sy jaar voltooi. Ek dink dit is net baie belangrik vir skole om heeltyd met ouers hieroor te kommunikeer, want ek dink dit is hierdie ongerusheid wat by ouers posvat, en dan die enigste ander manier wat hulle dink hulle hierdie kan uitsorteer is deur aanlyn by 'n instansie in te skakel en hulle kinders dan so te laat onderrig. Maar ek dink in die lange duur kan dit dalk meer skade aanrig as goed, want as jou kind gewoond was om nog vir ewig, sien nou maar jou kind is nou in graad 8 of graad 9 en jou kind is gewoond om van graad R af na 'n skool toe te gaan en ewe skielik word hy onttrek uit sy sosiale omgewing. Hy kan nie meer inskakel by sport of kultuur nie. En ja, dit gaan dalk nie hierdie jaar plaasvind sport en kultuuraktiwiteite nie, maar dinge gaan weer uiteindelik terugkeer na normaal toe. Al is dit dalk eers volgende jaar en dan is jou kind uitgesluit van dit en gaan dit baie moeilik wees om jou kind dan weer deel te kry van dit as jy dan weer anders besluit.
Ja, professor Joubert, wat dink jy? Ek stem weer met Karin saam. Jy weet, as 'n mens kyk na artikel 51 en na die proses wat jy moet volg en die stappe, is dit nogal 'n finale proses. As jy nou eers die skool laat weet, dan moet hulle hom van die register afhaal. En as jy dan jou aansoek, dan moet jy nou eers plek kry by 'n geregistreerde tuisonderrig instansie. En jy moet daai bewys gebruik en jy moet nou by die provinsiale departement moet jy gaan toestemming kry vir tuisonderrig. En dan skop al die dinge in wat Karin klaar van gepraat het, maar nou is ek ook 'n bietjie onrustig. Jy weet, hierdie eerste 3 weke was ons almal verskriklik ingestel op nou is dit tuisonderrig en my kind gaan nou al hierdie werk doen en dit gaan nou aan, party werk ure en ure. Maar as ons nou volgende COVID vlak toe gaan baie van ons ouers moet begin werk. Want die werk gaan weer, jy weet, normaal wees. En 'n kind is 'n kind is 'n kind. Nou 'n graad 12 kind gaan dalk die erns van die saak besef en op sy eie kan aangaan. Maar om te verwaag, jy gaan nou weer werk want die ekonomie veroorsaak dat ouers maar moet werk. En die kind moet nou by die huis aanlyn die take doen en hulle is nog nie van kleins af, jy weet, gebreinspoel of gewoond gemaak daaraan nie. Kan dit ook dalk 'n bietjie 'n oorreaksie wees, omdat dit lyk op die oomblik, ja, dis goed, my kind kry die huiswerk, hy sit voor die rekenaar, ons werk baie mooi saam. Dit is ideaal, hierdie tuisonderrig. Ons kan die ure ook self bepaal. Maar wanneer die realiteit inskop, van dis elke dag jou verantwoordelikheid. En as jy 'n paar kinders in die skool het, is dit ook al klaar moeilik. Want daar's 1 rekenaar of daar's 1 tablet. Nou wie doen nou wat wanneer en later word dit net nie meer so maklik soos wat dit aan die begin toe dit 'n nuutjie was gewees het. En dan wat baie belangrik is wat Karin ook gesê het. In sekere provinsies, Gauteng en die Wes-Kaap, is skoolplekke regtig min. En as ek nou dink aan die krisis wat ons in die afgelope jare gehad het in Gauteng, om vir die kinders te kan plek kry in die skool, en hoe 'n moeilike proses is dit, en hoe almal vroegtydig moet kom, en nou gaan dit in Junie al begin, en dan gaan dit, die meeste van die kere ook, eerste kom kry eerste plek, en of daar's so baie sisteme wat die skole gebruik, en sê nou maar, jy kom teen die einde van die jaar agter, oeps, dit werk nie eintlik nie, my kinders is nie meer regtig so, jy weet, ingestel om alleen te werk nie, ek het nie meer so baie tyd nie, want albei ouers werk, dan gaan jy in daardie lyste val van, ek het 'n laat aansoeker. En dan skop alles in wat Karin gesê het. 'n Nuwe skool, nie meer maats nie, nie meer deel van 'n groep nie. Ouers moet dalk die kind nou aanry na 'n skool toe wat ver is. So die is weer 'n keer 'n keuse van, miskien moet 'n mens ook maar 'n bietjie glo en vertrou. Ek dink dit is ook goed vir die kind se emosionele situasie. As jy die hele dag net praat oor, ons gaan dood en ons gaan siek word, en dit gaan nou gebeur en dit gaan nou gebeur, ek weet nie of dit die ideaal is vir die kind nie. Want as dit 'n land was waarin daar duisende mense al klaar dood is, dan gaan dit bietjie moeiliker wees, maar om nou die hele tyd vir die kind bang te maak, en in elke skool en in elke aksie net COVID te sien, ek sal amper nie meer lewe oor nie, en daar's tog soveel meer wat 'n mens kan doen, en vertrou dan, soos Karin sê, as jy nie die skool kan vertrou nie, kyk, hoe kan jy help? Kyk, hoe kan jy jou eie kind probeer veilig hou? Maar ek dink nie dit gaan so 'n goeie plan wees, om oorhaastig hierdie proses aan die gang te sit nie. Dit gaan ook nie vinnig gebeur nie, onthou.
die tyd wat jy die skool laat weet het en eers hierdie tuisonderrig instansie nou gekontak het en hulle besluit, hulle gaan jou aanvaar en hulle gaan jou registreer. Dit kan maande neem voor die departementshoof van die provinsie, wat met ander goed nou besig is, jou gaan toestemming gee om jou kind uit die skool uit te haal. En dan is die jaar al nog verder. Ek dink mense moet maar mooi dink. Ja, ek dink die ouers besef altyd die emosionele en die administratiewe rompslomp wat iets gaan veroorsaak nie, verseker. Karin, het ons enige idee oor die koshuise, oor hoe koshuise gaan werk? Want dit is tog nou nog meer kontak en nog meer maatreëls wat ingestel word. Is daar enige idee hoe kinders wat van ver af kom geakkommodeer gaan word of het hulle nog glad nie daaroor gepraat nie? Wel, Elaine, volgens wat ek weet is daar nog geen kommunikasie deurgegee oor enige voorsorgmaatreëls wat getref moet word in koshuise nie. Maar as ek dink aan 'n koshuis, dan dink ek maar dit gaan baie dieselfde werk as gastehuise en hotelle wat nou in hierdie tyd werksaam kan wees vir noodsaaklike dienste. Jy weet, daar sal maar baie streng reëls wees in koshuise ten opsigte van die oopmaak van deure. Jy weet, jy moet dalk die deur met jou voet oopmaak, nie met jou hand aan alles vat nie, handreinigers staanders oral sodat jy gereeld jou hande kan skoonmaak. Die badkamer sal gereeld skoongemaak moet word. Hulle sal moet kyk na die beddegoed. Jy weet, kinders sal moet eienaarskap vat van hulle kamer en die mense saam met wie, die ander leerders saam met wie hulle bly, om seker te maak dat hulle kamers heeltyd skoon is. So ja, ek dink daar gaan definitief, dit maak nie sin dat daar streng reëls sal wees ten opsigte van die handhawing van higiëne. En ek dink dalk waar dit moontlik is waar sinema in sekere gevalle waar daar nou 6 kinders saam in 'n kamer bly, sal dit verminder moet word na 3 of selfs na 2 om daai afstand in te bring wat nodig is. Maar ek dink in die skole sal koshuise gesluit kan hou nie, veral skole wat baie leerders het wat van ander provinsies afkom, of byvoorbeeld een geslagskole soos 'n meisieskool of 'n seunskool waar ouers spesifiek hulle kinders van reg oor die land na die spesifieke skool toe stuur. So, jy weet, hulle sal nie nou daai kinders kan wegwys en sê, jy weet, ons sal hulle nie kan akkommodeer in die koshuis nie, maar dat hulle streng maatreëls sal moet volg om goeie higiëne te handhaaf, dink ek is definitief 'n feit. Ja. Ek dink is ook belangrik in hierdie geval dat ouers maar in gesprek tree met hulle onderskeie skole, want ek is seker daai skole het al reeds oor die probleem gedink en het al reeds 'n plan en weet is besig om dinge voor te berei vir hierdie kinders. Ek dink daarom nie hulle sal hulle net, jy weet, in die duister laat nie, nee. Ja, definitief. Ja. Dan wil ek weet, nie alle leerders gaan nou terug skool toe nie. Ons is nou nog glad nie seker oor watter grade of wanneer die ander grade wat nie in graad 12 of graad 7 is terug aan skool toe nie. En dan nou sommige ouers wat dan nou sal kies om hulle kinders tuis te hou. Wat kan ouers doen om te verseker kinders raak nie in hierdie tyd agter nie? Professor Joubert, is daar 'n paar goed wat jy kan aanbeveel wat ouers kan doen om hulle kinders voortdurend te stimuleer en seker te maak hulle werk en leer regtig? Ja, weer eens hang dit af van die ouers se ingesteldheid. Die meeste skole het op hierdie stadium aanlyn programme. As die kinders nie toegang het tot internet of kan aanlyn studeer nie, is daar baie skole wat byvoorbeeld die materiaal uitdruk en ouers kan dit op veilige maniere kom haal. Hulle kan dit selfs met 'n boetie of 'n sussie as dit moontlik is vir hulle stuur. Maar ek dink die hele tyd gaan dit wees om hierdie kindertjies te bly motiveer, om hulle in 'n roetine te behou. So dis soos 'n regte tuiskool. Van al is boetie of sussie nou graad 7 of 12 al klaar by die skool,
ons begin ook vanoggend met skool en dis wat ons doen. En wat baie interessant is as 'n mens regtig wil weet wat moet kinders doen, is daar die kurrikulum is aanlyn beskikbaar. Die CAPS, soos van naam, ek gebruik, ons dink ons praat almal CAPS. Ja. En dan, so die ouers kan ook byvoorbeeld self gaan kyk wat is op die Departement van Basiese Onderwys se webbladsy en haal vir jou die kurrikula af van elke graad, van elke vak. En dit is so volledig opgestel dat jy kan sien wat met jou kind leer, wat met hy kan doen in 'n bepaalde tyd. So ek dink as ouers moenie net stil sit en wag oor wat gaan die onderwysers nou stuur nie. Want iets wat my baie bekommer oor wat kan die ouers nou doen is, gaan die onderwysers wat nou terug is by die skool en waar daar kinders is wat moet, jy weet die skool moet aangaan. Hulle wil die klasse verdeel in klein klassies. Hulle wil onderwysers betrokke maak by ander grade. So gaan daai onderwyser dieselfde tyd en aandag hê en spandeer om nog soveel goed vir die ouers te stuur. So ek dink as jy met kinders is wat of by die skool en by die huis is, kan die ouers in plaas van om net te wag vir ietsie wat kom wat jou kind gou-gou doen en dan is ons klaar met die huiswerk, dan kan ons gaan rekenaarspeletjies speel of buite hardloop of wat ook al. Dat jy jouself vergewis van wat is dit wat kinders moet kan doen en leer in elke graad. Wat my baie bekommer op die oomblik, dit is vir my die grootste bekommernis as ek nou kyk na, ek het maar net toesig van of toegang tot goed wat sekere provinsies publiseer, is dat hulle nou praat van hulle wil die kurrikulum 'n bietjie, die Engelse woorde was trim. Nou weet ek nie, nou knip hulle stukkies af. Nou wat moet die kind dan nou op die ou end doen en nie doen nie? En wat knip ons af? Want hoekom was dit dan daar? Moet hulle dit nou leer? Moet die ouer en die kind nou hierdie ure spandeer aan hierdie projek oor een of ander onderwerp in lewensvaardighede of wat ook al, en hulle werk ure tot vannag daaraan, en dan vra ek altyd om te, en ek wil hê die ouers moet kyk, wat is die uitkomste wat die kind moet bereik, en as daar dan nie genoeg materiaal of hulp kom van die skole af nie, en jy het ook al die media moontlikhede wat daar is, party is video's, party is Zoom, goeders, party is Google Scholar en wat ook al. As jy 'n bietjie na dit gekyk het, ek dink daar moet ook 'n balans kom. En dit kan die ouer help om te kyk, wat is dit wat my kind moet weet en kan doen, en dan te begin daardeur kyk. Maar weer eens, as die ouers nie die rekenaars of die tablette of selfs die internet toegang het nie, is daar nie so verskriklik baie nie. Hulle kan televisiekanale kyk, maar ek dink daar moet net 'n bietjie struktuur wees. Om te sê, gaan sit aan die televisie en die kind lê op die bank en hy kyk nou een of ander videoetjie wat gaan oor een klein deeltjie in 'n kurrikulum, is ook nou nie regtig skool nie. So, dis weer, wat kan die ouers doen? Nou, hulle kan doen wat hulle kan. Maar hulle moet dit bietjie meer struktureer, as om 'n grypie van alles te gryp. En my kind moet alles wat daar moontlik is, deurgaan, deurwerk, deurkyk. En ek dink jy maak op die ou en frustreer jy die kind en jouself. En ek weet nie of as die skole nou regtig weer aan die gang kom, of die kind dan mooi maklik gaan inskakel. In die inskakeling weet ek ook nie. Jy gaan die sit wat te veel gedoen het, die wat niks gedoen het nie, en hoe kry jy die middeweg? So, dit is 'n moeilike vraag.
Karin, het jy enige antwoorde vir ons? Elaine, al wat ek kan dink is net, ek dink daar's ouers wat verskriklik swaar kry op die oomblik wat moet werk en wat met klein kindertjies by die huis sit. En jy weet, dit is 'n baie moeilike ding want hierdie klein kindertjies kan hulle self nie noodwendig self besig hou nie. So dit vat vir die ouers verskriklik baie van hulle tyd om hulle kinders besig te hou en te stimuleer, maar ook by hulle werk uit te kom wat op die einde van die dag ook kos op die tafel sit. So ek het nou al gevind, as ek nou so luister na van my vriende en so met klein kinders, dat hulle nou maar begin om die hulp in te roep van die oumas en die oupas en tannies en ooms en familielede, om net bietjie verligting te bied, want dit kan nog lank wees voordat die kinders kan terug aan skool toe, en op hierdie stadium kom ouers net nie by alles uit nie. Dit is soos wat Dr. Joubert gesê het, daar's wonderlike hulpmiddele. Dink maar net byvoorbeeld aan die Solidariteit Beweging se skole ondersteuningssentrum wat die Wolkskool het, en die Wolkskool doen absoluut fantasties nou in hierdie tyd, deur vir kinders te ondersteun. Maar dit is so, as 'n mens nie internet toegang het nie, as jy nie 'n rekenaar of 'n tablet het wat vir jou toegang gee tot die Wolkskool nie, kan jou kind nie daardeur leer nie. En dit verg op die oomblik baie van ouers, want ouers moet op hierdie stadium verskillende hoede dra. Hulle moet werk, hulle moet onderwysers wees, hulle moet kos maak, hulle moet die huis aan die kant hou, hulle moet nog in die tuin werk, die honde moet aandag kry. So dit is 'n hengse groot oorlading van klomp verantwoordelikhede wat nagekom moet word en daar is net nie altyd hulp nie. So ek dink baie ouers voel ook 'n bietjie moedeloos en gefrustreerd, maar dit is ook so dat 'n mens moet weet, doen net wat jy kan. Dit sal okay wees. Doen net wat jy kan. Ja. Nou Karin, jy sê die ouers raak gefrustreerd, maar ek dink baie van die kinders raak ook gefrustreerd met hulle ouers. Jy weet, hulle is nie gewoond daaraan om 24 uur lank by die huis te wees nie en hulle maatjies is nie meer daar nie en hulle kan nie meer sport doen nie. Hierdie het sekerlik ook 'n sielkundige effek op die kind. Wat presies is hierdie sielkundige effek van die half isolasie van kinders? Hulle kan nie meer sport doen nie, hulle kan nie meer sosialiseer nie. En hoe kan ouers dit hanteer? Professor. Ek dink nie net 'n kind nie, maar as ons aan onsself dink, is die behoefte aan ander word al groter. En 'n kind het ander kinders nodig om te sosialiseer. Hulle leer van die lewe. Hulle leer, hulle maats, hulle kan met hulle kommunikeer. Hulle kry ondersteuning. Hulle leer hoe om in 'n groep te wees. Mense het baie keer al studies gelees van kinders wat jare lank in 'n tuisonderrigsituasie was, wat dan van hierdie sosiale vaardighede nie aangeleer het nie. 'n Kind moet leer hoe om in 'n groep te hanteer ook. En veral die tienerkinders het hulle ondersteuningsnetwerke verskriklik nodig. Ek weet hulle sit nou dag en nag op al die sosiale media en hulle WhatsApp en hulle praat en hulle gaan te kere, maar ek dink dit leer hulle nog nie hoe om in 'n sosiale omgewing te funksioneer nie. En die sport het 'n baie belangrike rol gespeel, behalwe dat dit die kinders besig gehou het en hulle energie gebruik het hulle ook ander vaardighede geleer. Hulle het geleer wen en verloor en in druk hanteer en al hierdie goed het hulle geleer. Maar nou wil ek dit weer terugbring na die ouers toe. Ek dink die ouers is bietjie van 'n party mense is net meer sosiaal. Maar hulle sal moet probeer ondersteun en dalk 'n oor word waar tienerkinders nie noodwendig met hulle ma's en pa's oor al gepraat het nie. Hulle het dit met hulle maats gedeel. So ek dink die effek op die sosiale inperkings en so aan is baie erg. Nie so seer vir die ou heel kleintjies nie. Maar hier van graad 7 af na 12 toe,
dink ek is 'n tienerkind is totaal afhanklik van aanvaarding, van funksioneer in 'n groep, van deelname. En goed, die sport is 'n moeilike ding. Ons land is natuurlik, sport en kultuur is wat ons skole doen. As jy dit vergelyk met lande in Europa, Amerika, China, enige land, is sport en kultuur nie regtig deel van skool wees nie. So dan bring dit al klaar weer 'n verpligting op die ouer om soos wat geleenthede bietjie oper gaan, bietjie meer gaan, dat die kind darm bietjie kan uitkom en kan fisies ook dinge doen. En ek weet nie of ons regtig hierdie jaar gaan sport sien nie, maar ek dink die ouers gebruik ook sport soos skool as 'n manier om my kinders te laat besig bly. As jou kind nie 'n provinsiale of 'n eerste spanspeler is nie, dan is sport iets waaraan hy deelneem en dan kom hy eers laatmiddag by die huis. Nou skielik is hulle permanent by die huis. So ek dink daar's 'n groot effek vir 'n kind om nie meer deel van 'n groep te kan wees nie. Dis wat sport bring, of te kan wen, of te kan fisies betrokke wees nie. En nou het ons die woord frustrasie hier rond gebruik. Ek dink dit frustreer nogal baie van die kinders as hulle veral goed was in sport of gewoond was om hierdie sport te doen en hulle kry geen fisiese oefening nie. Maar baie keer moet 'n mens die situasie hanteer en tog met die ouers nou begin plannetjies maak en kyk, hoe kan ek help om my kind uit hierdie moeilike situasie te kom, dat hulle net bietjie kan oefening kry, dat hulle nog kan voel, hulle is deel van groepe, kan deelneem aan groepe, en ons kan nie die situasie verander nie, maar ons weet ook nie of die situasie sommer terug sal gaan na normaal toe nie, want ons weet nie eintlik wat is normaal. Ja. En baie van die befondsing wat skole altyd gebruik het vir hulle sport- en kultuuraktiwiteite, kry hulle nie meer noodwendig in nie, want baie ouers kan of wil nie meer skoolfonds betaal nie. So dadelik as jou begroting ook nie meer toelaat dat jy al hierdie sportaktiwiteite kan aanbied en dat dit normaal aangaan nie, gaan daar sulke verskuiwings kom, want eerstens moet hulle weer genoeg fondse hê die skole om die sportaktiwiteite te befonds. So die ouers moet weer in 'n situasie kom waaraan hulle kan betaal. Nou op die oomblik borstel skole net om hulle beheerliggaamposte waarvan van ons uitstekende skole is meer as die helfte van die personeel word betaal deur die ouers se bydraes en hulle kry dit amper nie in nie. So ek dink daar's soveel faktore wat hier 'n rol gaan speel dat ouers maar sal moet begin rondkyk en dink, wat kan ek doen om my kind beter te laat voel? As my kind gefrustreer is, ek kan dink, wat maak 'n tiener? Want jy word seker op 'n stadium ook maar bietjie moeg vir rekenaarspeletjies. Hulle moet bietjie iets anders doen. En weer eens die ouers wat moet bydra. Ja. Karin, wil jy nog iets daarby voeg? Ja, ag Elaine, ek wil net kortliks, want ek sien die tyd hol ons in, maar ek wil net kortliks noem dat ek dink dit is baie sleg vir veral matrikulante, dat dis, jy weet, hulle laaste jaar op skool, so dit sou hulle laaste keer gewees het wat hulle 'n eerste span rugbywedstryd of deel van die eerste rugbyspan kon wees, of net van die rugbyspan kon wees, of 'n laaste jaar wat hulle netbal kon speel. Jy weet, ek dink aan die kinders wat professioneel belangstel om in sport in te gaan en wat nou half 'n jaar se agterstand kry. Ja, hulle hou nou nog steeds aan om met hulle oefenprogramme by die huis en goed, maar dit is maar nie dieselfde om nie te kan deelneem en te kan kompeteer teen ander spanne nie. So ek is regtig jammer vir daai kinders wat nou veral
op hierdie laaste jaar van hulle skoolloopbaan uitmis en ek dink dit het nogal 'n groot invloed op hulle gemoedstoestand. Want dis tyd wat jy nooit weer kan terugkry nie. En dan dink ek ook in baie huishoudings is daar kinders van verskillende ouderdomsgroepe. Jy het dalk 2 tienersusters of 2 tienerbroers en dan is daar 'n laat lammetjie wat in die laerskool is met 'n groot ouderdomsverskil. En ek dink dit is vir daai kleiner meisies, dogtertjie of seentjie is dit baie swaar want die ouer boeties en sissies wat tieners het half in 'n mate mekaar hulle kan met mekaar praat oor dieselfde goed, hulle het half mekaar wat hulle besig kan hou en kan sosiaal en emosioneel kan stimuleer. Maar die klein boetie of die klein sussie het nie daai maatjie nie. En hulle kan dalk in hierdie tyd baie alleen en eensaam voel want hulle kry ook nou nie stimulasie van hulle, jy weet, by die skool tussen hulle maats nie. En hulle is dalk partykeer te klein om self te kan Zoom of te kan Teams met hulle maatjies. So dit is nou al 'n baie lang ruk wat hulle nou, jy weet, geen sosiale blootstelling kry nie. En ek dink ek weet nie altyd of hulle ook mooi verstaan hoekom dinge gebeur soos wat dit gebeur nie. En ek dink dit is 'n ding wat baie sleg is en wat bydra tot 'n swaar gemoed. En dit is vir my vreeslik as ek moet lees van kinders wat depressief is in hierdie tyd, want kinders is nie veronderstel om depressief te wees nie en hierdie ding moenie bydra tot dit nie. Daarom dink ek ook dit is 'n goeie rede dat die skole selfs geleidelik oopmaak want dit gaan ook verligting bied aan hierdie swaar gemoede. Ja, absoluut. So net om ons gesprek saam te vat, ons het vir mekaar gesê die minister van onderwys het gesê ouers mag hulle kinders vir die res van die jaar uit die skool hou as hulle sou wou. Hulle het daai opsie, maar hulle gaan nog steeds deur al die hoepels moet spring. Hulle gaan nog steeds aansoek moet doen om dit te kan doen. Hulle gaan moet bewys hulle kan hulle kinders by die skool by die huis onderrig en dat hulle die behoorlike onderwysplanne het om dit te kan doen. Maar ons het ook vir mekaar gesê dat dit eintlik nie wys is nie, weens die emosionele impak wat dit het op kinders, ook omdat ouers nie altyd die tyd en die energie het om hulle kinders by die huis te onderrig nie. Om dit is nou net 'n nuutjie, maar dit gaan dalk baie spanning veroorsaak later. So dit is regtig ons stem ooreen dat op hierdie stadium is dit maar wys om net die kinders terug te vat skool toe en weer 'n roetine te kan kry. Ons is ook nie seker of jy volgende jaar weer plek gaan kry as jy jou kind nou uit die skool uithaal nie. Baie dankie julle vir julle bydrae. Ons waardeer dit regtig baie. Dankie. Ek dink dit was baie insiggewend en ek hoop regtig dit ouers se vrae beantwoord en hulle in 'n mate ook bietjie meer gerus gestel. Baie dankie. Julle moet 'n lekker middag verder hê. Totsiens. Baie dankie Lyn, dankie vir die geleentheid. En mooi bly sterkte. Dankie. Totsiens. Dankie. Totsiens. Tot